In Jesus se tyd is kinders nie geag nie. Hulle was maar verdra sodat hulle kan groot word. Hulle was nie nuttig gewees nie. Maar jy besef, dis 'n fase wat hulle moet deurgaan voor hulle nuttig raak. En dis wanneer hulle nou die tieners begin raak, laat tieners, dan het hulle agting begin kry. Ook die seuns, want hulle kon meer doen as die dogters. En groot mense het nie besef daardie tyd wat 'n geweldige rol hulle speel in daardie fase, tot kinders op die punt kom waar hulle iets kan beteken dan nou vir die gemeenskap nie. En elkeen van ons is so gevorm deur groot mense. Groot mense het 'n geweldige rol gespeel in wie ons is en wat ons geword het en wat ons potensiaal is. En ons gaan vandag kyk na die rol wat ons in kinders se lewens speel. Here, dankie vir die voorreg dat ons nou by U kan kom sit oor 'n onderwerp wat vir U geweldig kosbaar was en waarin U tyd so ver vooruit was. En dankie dat ons aan die voete kan sit en nou by U kan leer. Wil U met ons praat? Amen. Ons lees Markus 8 van vers 13 af. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Tot sover. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. In die Bybelse tyd is kindertjies aan die sorg van hulle ma's toevertrou, en die ma's moes as dit ware besig hou en die minimum vir hulle doen, sodat hulle later nuttig kon word. En in daardie fase het ma's gedoen wat hulle kon. Nou, in die Bybelse tyd het kinders baie meer gesterf as vandag. Kindersiektes ons het vandag so baie medisyne en goed wat ons help. So die ma's was uitgelewer. En hulle het die gebruik later gehad dat hulle kinders na mense toe gevat het wat belangrik was. En vir hulle gevra, spreek asseblief jou seën uit oor my kind. En hulle het hulle na allerhande mense toegeneem. Hulle het na enige iemand wat invloed gehad het, wat iets van dit wat hy het op sy kind kon oordra, het die ma gevra dat daai persoon sy seën moes oordra. Dit was byvoorbeeld rabbies gewees soos Jesus, die fariseërs wat bekend was dat hulle diep geestelik was, die volksleiers, as enigeen van hulle daar was. Ons weet uit die Bybel dat wanneer 'n oupa byvoorbeeld sy kleinkinders geseën het, dat dit geweldig geag is. Op feesdae was juis baie van hierdie mense wat betekenisvol was by mekaar en het die vrouens hulle kinders na die mense toe gebring. So die dag toe Jesus met sy disippels praat, hy praat hoe werk die koninkryk van God. Hoe lyk dit as God koning is? Hoe lyk sy regering? En hy probeer dinge vir sy disippels oordra wat hulle nie lekker verstaan nie, maar hulle probeer. En terwyl hulle so sit, hulle sit buite en praat, sien hulle die vrouens, maar hulle sien hulle heel dag, want hulle vat hulle kinders na allerhande mense van invloed toe. En hulle kom hier waar hulle besig is om nou te praat, en jy kan sien hulle wil hulle aandag trek, Nou die woord wat die Bybel gebruik sê, dat hulle dit met groot huiwering en vrees gedoen het, want hulle het geweet wat kon die reaksie wees, en hulle is ook nie verras nie, want die disippels laat ruimte dat Jesus die kindertjies kan seën. Hulle het nie probleem daarmee nie, maar nie nou nie. Hulle is besig met belangrike goed. Hulle praat oor diep goed. En die vrouens kan nou maar net nog 'n half uurtjie of 'n uur wag en dan kan die kinders bring. En hulle het die vrouens wat hulle kinders wou bring geweldig met groot drif en aggressie aangespreek en gesê, maar nie nou nie. Julle kan dit later doen en hulle weggejaag. Jesus kom agter wat aan die gebeur is en dan gebeur iets interessants. Hy is ontstel. Die Bybel sê hy is verontwaardig, maar dis nie sommer 'n gewone ontsteltenis nie. Dis daai ontsteltenis
is daar 'n klomp klein kindjies by 'n vuur staan en daar kom so 'n jong laerskoolouetjie, so 10, 12 jaar oud met 'n kannetjie petrol aan en hy wil tussen hierdie kinders hierdie petrol in die vuur gooi en die pa sien dit. Dis of dit jou beserk maak of jy kind kan gryp. Daai geweldige verontwaardiging. Wat maak jy? Jy kan nie dit doen nie. Iets daarvan as Jesus toeskielik, wel, die disippels sou sê, is hy nie bietjie oordrewe verontwaardig nie. Maar waar Jesus 'n geweldige verontwaardiging kry, omdat hulle hierdie mense wegwys en mense vra, maar hoekom is dit nou so krities? En dan sê Jesus net daar vir hulle, en dis die res van die gedeelte sê vir ons, hy sê dis juis vir mense soos hulle. Ons praat nou net oor die koninkryk, en die koninkryk is nie vir mense wat dit verdien nie, dis vir alle mense, vir al mense wat in die moeilikheid is en nie geag word nie. God wil oor sulke mense se lewens regeer. En hier het hulle nou 'n kans om sulke mense in hulle midde te bring. En Jesus laat die kindertjies onmiddellik inkom. Hy sê nie, ons sal nou by julle kom, staan net bietjie eenkant nie, hy laat hulle onmiddellik inkom. En hy doen 'n ding wat geweldige impak gehad het in so 'n mate dat al 3 evangelies hierdie gebeurtenis aanteken. Hy laat hierdie kinders tussen hulle staan en hy sê, kom ons leer by die kinders. Nou dit was 'n klap in die gesig. Kinders het by groot mense geleer. Ja, jy kon niks by 'n kind leer nie, 'n kind moes sy plek ken. Nog meer as toe van ons groot geword het, kinders is gesien en nie gehoor nie. 'n Kind moes weet wanneer moes hy tussen groot mense kom. En Jesus gebruik daai geleentheid om die kindertjies binne in te nooi en die kindertjies vir hierdie mense 'n les te laat leer. En dan, nadat hy gesê het, goed, kom ons hoor gou hoe die koninkryk van God werk. En dan sê hy vir die koninkryk van God is vir mense soos kinders. Mense wat besef hoe geweldig afhanklik hulle is. Hierdie kinders het nie aanspraak gemaak daarop nie. Hulle ma's was angstig, maar die kinders nie. Hulle het hulle plek geken. Die koninkryk is juis vir mense wat nie aansien het nie. Wat nie 'n plek het, 'n forum waar hulle kan staan nie. En God kom en hy gee aan hulle agting. En die egtheid van kinders, die opregtheid van kinders, as hulle die lewe ontdek en by mense goed leer. En Jesus sê vir hulle, dit is alles eienskappe wat jy nodig het om God, die volle omvang van God se teenwoordigheid in jou lewe te verstaan. En dan, belangrik, het hy die kindertjies aangeraak. Sy arms om hulle gesit, hy het hulle die hande opgelê en hulle geseën. 'n Rukkie later verwys Jesus ook na kinders, die mense wat soos kinders glo en selfs na kinders ook, en sê, as enige iemand so iemand laat struikel, is dit vir hom beter dat 'n meelsteen om sy nek gehang word en hy in die see wegsink. En ons ontdek dat Jesus 'n geweldige driftigheid het oor wanneer egtheid en vertroue nie geag word nie. Want sien, in die proses om die lewe te leer ken, gaan 'n kind deur verskeie fases, en almal van ons wat al groot is deur daardie fases, kritiese fases. Hulle praat van vensters van ontwikkeling, wat in daai fase moet seker goed gebeur. As dit nie daar gebeur nie, word die kind vir altyd benadeel. En in daardie goed speel groot mense heeltyd 'n rol. En ons die kinders wat voor ons is iewers in 'n venster van hulle lewe waar sekere goed moet gebeur en dit moet deur groot mense gebeur. En maak nie saak wie ek is nie, of ek kinders het en of ek net te doen het iewers met kinders, of ek toevallig met hulle te doen kry. Soos in ons grootwordproses daar heeltyd groot mense was. Ons ouers het baie groot rol op 'n kritiese tyd gespeel, maar daarna was daar ander mense gewees wat ook baie naby was, onderwysers en oumas en oupas en so aan. Maar dan mense wat nie so prominent was nie, hulle het net af en toe in ons lewe gekom. Byvoorbeeld iemand wat ek in die straat saamloop, of iemand by wie ons kuier. Iemand wat ek glad nie eens ken nie, by wie ek iewers my pad kruis. Elkeen van daardie mense het 'n rol gespeel in wat ons uiteindelik word. En wanneer enige kind voor ons kom, wie ons ook al is nie eens ons kinders nie, dalk het ons nie eens kinders nie, wanneer 'n kind voor my kom, is ek die persoon wat nou in daardie venster die rol moet speel wat hy nodig het vir sy ontwikkeling. Kinders het sekere sleuteltye wanneer dinge moet gebeur. As 'n baba byvoorbeeld gebore word, is vir ons half
half 'n tyd waar daar nie veel gebeur nie, hy kan nog nie kommunikeer en alles nie, slaap baie. En daardie fase gebeur van die meeste ooit. 'n Kind wanneer hy gebore word, sy brein is 25% van sy volwasse kapasiteit. Binne 1 jaar vorder hy van 25% na 70% van sy volwasse kapasiteit, grootte. En in daardie jaar gebeur daar geweldige dinge binne 'n kind. Dit lyk of hy slaap, maar hy moet slaap weens die geweldig baie dinge wat gebeur. Sy brein is geweldig aktief. Dinge ontwikkel, neurone ontwikkel en baie ontwikkel binne sy brein. En dan wanneer 'n kind na 2 jaar toe gaan, is daar weer nuwe dinge wat gebeur. En dis baie interessant om na die goed te kyk, hoe 'n kind se ontwikkeling plaasvind, op watter fase sekere dinge plaasvind, watter fase vertroue plaasvind in mense, die gewellige fase tussen 6 maande oud en 18 maande oud, die mense wat 'n sleutelrol speel in sy aanvaarding, sy male en so aan, hoe hulle hom hanteer, hoe hulle met hom praat, wat hulle doen. Al daardie goed speel 'n kritiese rol, vir as dit nie daar gebeur nie, het die kind 'n agterstand sy hele lewe lank. En so gaan hulle deur die verskillende fases, die fase waar 'n kind begin ander mense ontdek en sien maar hy kan met hulle kommunikeer. As hy glimlag hulle terug. 'n Geweldig belangrike fase. Dis nie maar net so 'n stukkie vermaak wat ek aan die kind gee nie. Ek is besig om binne hom te vorm dat hy kan met mense kommunikeer en mense speel 'n belangrike rol in sy lewe. Stel hom later in staat om met mense te sosialiseer en saam met mense geweldige groot goed aan te pak. En dan begin 'n kind op die fase te kom waar hy besef dat hy ook goed kan doen. Dat hy sekere vaardighede ontwikkel, vaardighede rondom taal, rondom skryf, goed wat hy kan doen, sy oog-hand-koördinasie ontwikkel. En dan gaan die fase, hy so deur die fases, elke ouderdom, later begin hy met mense aktief te kommunikeer en leer hy om te sosialiseer met maats. En as hy daar nie die grense op die regte manier ag nie, dan word hy uitgestoot deur maats en dan het hy 'n gewellige agterstand soos hy groot word. Later begin hy te leer om met mense te werk, sy emosie op 'n kreatiewe manier aan uiting te gee, sy woede byvoorbeeld, hy het intense drifte, en nou sê hulle 'n babatjie, gelukkig, hy kan nie baie doen as hy klein is, want as hy met daai spul aggressie kon skade doen, so hy die wêreld om hom vernietig het. So as hy geen beheer het nie, kan hy ook nie veel doen nie, hy kan nou maar net bietjie sy arm swaai en so aan. Maar soos hy ouer word, leer hy sy grense ken, van hoe jy met mense werk, hoe jy jou aggressie moet hanteer, wat jy moet doen as jy weerstand kry. Later begin hy al hoe meer te waag. En as hy tussen mense geleef het, wat hom onvoorwaardelik aanvaar het en geag het, dan begin hy later groter risiko's te neem en begin hy meer berekende waagstukke te doen. As hy dit nie gehad het nie, weet hy nie wat die perke is nie. En so kom 'n kind uiteindelik tot op die fase waar hy totaal selfstandig is en waar hy op sy eie kan aangaan. En in al hierdie fases speel ons 'n geweldig belangrike rol. En dit het Jesus hier, dis wat hy vir hulle wil leer, is dat op hierdie stadium moet die kinders juis nader gebring word. Moet die kinders juis geag word. Net die rol wat aanraking byvoorbeeld speel in kinders se lewens. Om hulle waarde te laat besef. En dis hoekom die Bybel geweldig fel is en die lewe geweldig fel is deur groot mense wat hierdie rol van hulle misbruik. Het sy dan nou deur kinders afsydig te behandel? Eenvoudige ding soos 'n ma wat 'n babatjie vashou as hy baie klein is geweldig belangrik. En ons sê, o, hy slaap, sit hom maar neer. Nee, hou maar nog vas. Daar gebeur belangrike goed in daai kind se brein terwyl hy slaap. Soos 'n klomp dinge onbewustelik gebeur in ons brein terwyl ons slaap. Geweldige besef van aanvaarding en van liefde en van koestering. En wanneer ouers hierdie nie reg verstaan nie, en groot mense dit nie reg verstaan nie, en misbruik daarvan maak, iets wat verskriklik krimineel is. Ek meen, 'n kind het totaal nodig dat hy mense moet leer vertrou. En as jy daai vertroue misbruik, deur daardie kind byvoorbeeld, mense wil die woord nie noem nie, te molesteer byvoorbeeld, is dit verskriklik.
En dis hoekom die Bybel sê, as jy een van daardie kleintjies op daai fase nie dit doen wat hy dan nodig het nie, daai fase waar hy gekoester moet word en waar hy moet wys dat hy mense se vertroue waardig kan wees. Hy kan sy vertroue op mense stel. Mense kan hom aanraak en hy het dit nodig en hulle maak misbruik daarvan. Dan is dit verskriklik. Dis die grootste kriminaliteit wat daar kan wees. En 'n groot genoeg straf, God dink sy ergste straf vir sulke mense uit. En die lewe het nodig om dit ook te doen. Verskriklik belangrik dat ons op daardie stadium juis dit vir hulle gee wat hulle nodig het. En ek wil julle 'n verhaal vertel. Iemand wat ek geken het, wat my geweldig baie hiervan geleer het en van die impak daarvan. Dis in 'n vorige gemeente waar ek was, ons noem hom Albert. Was Albert gewees, 'n bietjie ouer as ek. 'n jong man wat ontsettend sterk was. Hy het 'n verskriklik mooi gebou en ontsettend hard geoefen. En hy was bekend geweest dat hy bekleierig is en dat hy nie vriende het nie en dat hy nie 'n probleem het om mense te gaan nie. En hy het baie goeie werk gehad. Hy was 'n ingenieur geweest en het net af en toe na die dorp toe gekom, waar hy groot geword het, het op ander plekke gewerk en altyd met vreeslike groot en luukse motors, so kopband omgehad soos Rambo. En hy was nie in ons kerk gewees eers nie, en op 'n plek het ek en hy met mekaar kontak gehad en hy het by my begin kuier. Wat ek van hom onthou is sy verskriklike handdruk. As hy jou hand druk, het hy letterlik jou bene gebreek in jou hand. Ek kon nie verstaan, hoekom doen die man dit nie? Hy is sterk, hoekom hy, wanneer hy iemand sy hand druk, het hulle so ontsettend hulle hand druk nie, maar ek wou sy goedgesindheid behou, en ek het hom nie so goed geken ook nie, en was verbaas geweest dat hy so gereeld by my wou kom, en sommer net met my wou gesels. En met tyd het ek sy storie begin hoor, en sy storie verstaan. Op die oog af was hy iemand gewees wat verskriklik sterk is, iemand wat behep was met krag en wat besig was om te werk, om meneer heelal te wees. Hy het vir my verduidelik wat sy geleenthede dit vir hom gaan oopmaak, en hoe hy die gewigte, wat hy oefen en hoe hard hy in sy gimnasie oefen, en jy kon gesien het dat hy verskriklik sterk is. En hy het 'n swak verhouding met mense gehad. Hy het gereeld was hy in bekleierye gewees. Hy het 'n seun gehad, hy was getroud gewees vroeër, en toe hy geskei van die vrou, 'n seun en 'n dogter gehad, wat al redelik groot was. En hy het ook toe 'n meisie gekry in die dorp, baie oulike meisie, en hy het net gesê, wel, sy moet by hom intrek. En hy het nie 'n saak met al die tradisies in die dinge nie, hy doen dinge op sy manier. En toe op 'n dag het ek vir hom gesê, maar vertel my jou storie. Toe ons nou verby al die bravade en goed kom, en jy ook sien dat hy ook broos is. En toe vertel hy my van sy pa. Hy was 'n jong kind gewees, sy pa het 'n obsessie, baie lief vir perde gewees, obsessie daarmee gehad, dat sy seun gaan sterk wees en gaan die lewe kan hanteer. Hy gaan hom hard groot maak. En hy het hom hard groot gemaak. Hy het hom in bitter kou, hy sou hom buite laat wees sonder trui of iets. Hy sou hom verskriklik ver laat loop het. En die goed was als vir hom nie so erg nie, maar die een ding wat hom geknou het, is sy pa wou gehad het dat hy perde moet kan inbreek voor hy skool toe is. So hy was nog skaars 6 jaar oud gewees. Dan sit sy pa hom op 'n totale wille perd, en dan moet hy die perd inbreek. En dan gooi daai perd vir hom teen die grond, teen klippe en goed. En dan wil hy huil, en dan slaan sy pa. Sê, laat jy huil, ek sal vir jou doodslaan. Hy was ontsettend bang vir sy pa gewees. Sy pa sê, jy klim nou weer op daai perd. Hy sê, hy is so bang, hy kan iets oorkom. Sy pa sit hom weer op daai perd, dan gooi die perd hom weer af. En dis hoe hy groot geword het. Hierdie harde pa, wat hard met hom gewerk het, wat geen emosionele konneksie met hom gehad het, hom nooit vasgedruk of iets nie, hy was hard gewees. En met tyd het hy so iemand geword, wat 'n obsessie gehad het om die beste te wees, en om raak gesien te word, almal moes weet wie hy is. En toe eendag gebeur 'n interessante ding. Hy het die plek waar hy gewerk het, as ingenieur, het bankrot gespeel, en vir maande nie betaal nie, en toe bankrot gegaan.
En toe het hulle die voertuie wat hulle gehad het, elkeen sy eie voertuig gehad om mee te ry, het hulle toe die maatskappy bankrot gaan teruggegee, en hulle sê, nee, hierdie mense skuld ons 'n klomp geld, ons gaan die voertuie hou, klomp van hulle het dit besluit. En toe die maatskappy, of wie ook al hulle aangekla, en sy saak het toe eerste voorgekom van almal, om net 'n toetssaak te wees, waarheen gaan hierdie ding, dat hulle kan sien. So daar sou nie uitspraak of iets wees nie, dit was maar net 'n formaliteit, hulle sou net in die hof kom, en dan sou dit uitgestel word, en dan sou hulle sien wat is op die tafel, en moet die ding aangaan. En so is hy toe die dag, sommer net met sy plakkies, en sy kortbroek, en sy T-hemp, is hy hof toe. Die Landros wat die saak moet laat voorkom, is 'n ou wat bekend is daarvoor, dat hy nie bog vat nie. En toe hy in die hof inkom, en as hy staan in die hof, toe sit hy, en hy bly toe sit. En toe die Landros kom toe in, en toe hy gaan sit, sê hy vir die ou, kom het jy nie opgestaan nie? Hy sê vir hom, ek staan vir niemand op nie. Ek staan net vir die Here op, en vir niemand anders nie. En nie vir julle, en julle is gewone mense. En net daar wip daai Landros om. Hy het niks met die saak op die tafel nie. Net daar vonnis hy hom vir minagting van die hof 3 jaar tronkstraf sonder die opsie om te appeleer. En daar kry ek daai ou met sy plakkies en sy kortbroek in die tronk. Uit daai hofsaal uit is hy tronk toegevat vir sy 3 jaar tronkstraf. En toe sal chaos. Die feit dat hy nie appel mag aanteken nie, veroorsaak toe dat hy teen geweldige koste advokate en mense moes probeer kry om te kyk wat hy kan doen om uit te kom. En dit het baie lank gevat. Uiteindelik was hy 'n jaar lank in die tronk gewees. Maar in die tronk gebeur daar toe goed met hom. En ek het nou baie by hom uitgekom, het gesien hoe die proses ontwikkel het, tot hy op 'n punt gekom het waar hy 'n totale kinderlike oorgawe aan die Here gaan doen het. Die oomblik toe hy dit doen, te verander sy hele lewe. Toe is die tronk nie meer 'n plek waar hy kwaad is en heeltyd vloek en veg nie. Toe word die tronk vir hom 'n bedieningsplek. En hy word die een na wie mense kom van die ander gevangenes, en daar's harde gevangenes. Daar was geen blankes na die tronk gewees, en dit was net hy gewees. Hulle kom na hom toe en hulle vra hom om hulle te help. Wel, 'n lang storie kort, baie om die verhaal net klaar te maak. Hy die oomblik toe hy uit die tronk uitkom, het hy met die vrou getrou. En hy het toe Saudi-Arabië toe hy daar 'n projek gehad as ingenieur. Dis nou 'n paar jaar daarna. En in Saudi-Arabië het met hulle quads in die woestyn gery, en vreeslik hoog, en dit was lekker avontuuragtig geweest. Om is gis by 'n duin oorgaan, toe hy aan die ander kant van die duin afgaan, toe is daar nie grond onder nie, is 'n lang stuk loodreg af, en hy val vir 30 meter met daai quad, en die ding tref die sand weer, en hy breek sy rug, en toe is hy verlam. En toe is hy weer terug Suid-Afrika toe, en hulle het toe 'n kind ook gehad, en toe sy 'n paar jaar later 'n projek gehad, en op pad terug na die plek waar hulle bly, is ek in 'n kop-aan-kop botsing oorlede. Maar wat vir my hartseer was, is die rol wat sy pa gespeel het en wie hy geword het. Die feit dat sy pa in 'n venster moes wees waar hy liefde en aanvaarding moes kry, waar hy beheerd kon waag. Jy kan nie net sommer op 'n wille perd sit nie. Toe het sy pa daai goed nie geag nie. En hy het sy hele lewe so ver teruggesit. Die een wat dit verander het, is die Here. Sy verhouding met die Here en sy besluit om die Here te volg, het sy lewe verander. En ons as Christene wil hierdie faset van ons lewe baie ernstig neem, want dit was vir Jesus belangrik geweest. Ons wil aan die toekoms vorm, en kinders is die toekoms. En om voor hulle by die toekoms uitkom, voor hulle begin nuttig raak, is daar geweldig belangrike goed wat moet gebeur. En dit is belangrik dat wanneer ons met enige kind te doen het, dat ons besef, nou moet ek in my spore trap. Dit is nie speelgoed nie, dit is heilige oomblikke. En ons moet die Here bid vir wysheid. En ons moet die kind se situasie bekyk en besef op watter fase is hy en wat het hy nou van my nodig. En deur dit te doen, kan ons mense swaai, kan ons hulle toekoms so beïnvloed, dat hulle vir altyd dit word wat nodig is om die samelewing vorentoe te vat. Elkeen van ons wat met kinders te doen kry, vorm hulle. En kom ons maak opnuut erns met hierdie geweldige rol wat die Here ons gegee het. Ons doen dit met toewyding en met opgewondenheid.
Here, dankie dat U alle mense ag. En dat ons vandag weet dat U 'n besondere band met kinders het. Kinders wat so opreg vertrou, so maklik vertrou, wat glo dat God enige iets kan doen. Dankie dat hulle vir vandag ons leermeesters kan wees en dat hulle ons kan vorm. En help vir ons, gee vir ons wysheid as ons met kinders werk. Gee vir ons nuwe moontlikhede waaraan ons nie gedink het nie. Gee vir ons die agting wat by U kinders pas. Dankie dat ons bevoorreg is dat U ons gebruik vir hierdie taak. Wil U ons help en wil U ons lei? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.